Weer eens 'n goeienaand, geliefde luisteraar. 'n bietjie laat in die aand. Glo u 'n lekker beker koffie of mala voor u, terwyl u na hierdie gedagte van my gaan luister, maar ek gee eers vir u podkos. Please be careful to whom you say, be yourself. It's not for everybody. Dit is nogal waar. Dit het my aan die dink gesit, né? My gedagtetjie vir vanaand is dan die seën van die Here wat ryk maak. Dit kom voor in Spreuke 10:22. Die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbei voeg daar niks by nie. Van die mens se grootste begeerte is om geseën te wees. Ons koppel sukses, vooruitgang, vrede, gesondheid en so meer aan hierdie gedagte. Omdat dit vir ons belangrik is om al hierdie dinge te beleef, word dit dalk ons fokus. Hoe meer ons daarop fokus, hoe meer tyd neem dit dan in beslag en uiteindelik kan dit in elke aspek van ons gebedslewe voorkom. Ons wil net geseënd wees. Geseënd is 'n geskenk uit God se hand. Ons hoef nie daarvoor te werk nie. Hy het ons geseën in Christus en elke gelowige kan deel in God se seën oor ons lewens. Geseën beteken gelukkig, deur God geseën en is ook 'n gemoedstoestand wat na gestreef behoort te word en het nie net met aardse rykdom te doen nie. Elke gelowige behoort ook te verstaan dat hy of sy in God se seën kan deel en hoe ons daarin kan deel. Seën is egter nie al wat saak maak nie. Om op seën te begin fokus is nie God se plan vir ons lewens nie. Ons moet op hom fokus. Ons kan maklik God se hande verwar vir sy aangesig. Seën kom uit sy hande, maar aanbidding gaan oor wie en wat hy is. Baie gelowiges kyk meeste van hulle gebedstye en geestelike lewens na God se hande. Dit gaan oor myself, my voorspoed, my seën wat ek kan kry en so meer. Neem 'n besluit om hierdie week op sy aangesig te fokus deur om in gees en waarheid te aanbid. Maak jou hart in aanbidding vir hom oop en vra jouself af, wat is vir die Here belangrik? Verheerlik my gebed hom, bring my gebed eer aan God, of gaan my verhouding oor God en oor die voordele van Christendom wat ek dan hieruit kan kry? Let op, die seën van die Here maak ryk, en arbeid het niks daarmee te doen nie. Jy kan so hard en so lank as wat jy wil soeg en sweet, maar dit bring nie die seën van die Here oor jou lewe nie. Ons ken tog almal die skrifversie. Soek eers die koninkryk van God en die res sal vir jou bygevoeg word. In hierdie versie leer Jesus onteenseglik dat hy wil hê dat ons geseënd moet wees, ons bekommerd te wees oor die wêreldse goed en die behoeftes wat ons het nie. Ongelukkig spandeer ons soveel tyd daaraan om aardse skatte te vergader, terwyl ons nie eens moeite doen om ware geestelike rykdom te bekom nie. Indien ons dan daaruit is om God se seëninge te soek, sonder om hom te soek, dan sal ons ook teleurgestel word, want God ken die hart van die mens. Hy weet wanneer ons hom soek of net sy goed. Wanneer ons terugkeer na God toe en weer ons fokus die Here maak, ontdek ons dan dat ons altyd sy fokus was, want God fokus op ons as sy kinders. God se seën in jou lewe word nie bepaal deur hoeveel jy daarvoor vra of daarop fokus nie. Jy is 'n geseënde van die Here. Jy moet net in hom bly, want ons weet as gevolg van wat Christus vir ons gedoen het en wie hy is ons in hom ook geseëndes, want sit ons dan nie aan die regterhand van God in Christus nie. Die woord sê ons sit in hemelse plekke en Jesus stel ons vyande onder ons voete, so ons is geseënd in die Here. Jy is ingesluit dus in Jesus Christus vir die seëninge wat jy kan geniet in die Here. Maar kom ons soek die Here se aangesig en aanbid hom in gees en in waarheid. My gebed en my wens vir jou is dat jy 'n lewe van oorvloed sal lewe. Ek bid dat al die seëninge van die Here oor jou sal kom en jou hele lewe sal verryk en dat die Here sy goeie skatkamer die hemel vir jou sal oopmaak om die reën op jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hande te seën. Dat die Here jou die kop en die stert sal maak en jy net boontoe en nie ondertoe sal gaan nie.
Ek bid dat ons, as die kinders van die Here, hom waarlik sal ken en dat ons sy oorvloed en rykdom in ons lewens sal ervaar. Amen.